Goeiemôre aan almal van julle. Dit is vandag die 2 April. Nou ja, ek glo nie aan gekke dag nie, want die Here sal nooit 'n gekke dag maak nie. Dis die dag wat die Here gemaak het. Gister was ons net bietjie uitstede gewees en ek kon nie 'n dagstuk gemaak het nie. Nou ja, wat 'n wonderlike voorreg om bietjie met jou te gesels vanmôre. En 'n baie belangrike ding, ek en jy. Dinsdagoggend by Manne van die Woord het ons gesels en daar's een ding wat na vore gekom het. En daar was gevra, hoekom sit julle ouens hier? Wat doen julle? Nee, sê die ene, ek wil meer van die Here leer, en die ander ou sê ek wil dit en dit en dit. En die antwoord het gekom, ek dink ons het genoeg wat ons het vir die Here om dit vir ander mense te gaan deel. Want dit is ontsettend belangrik dat ons nie vir mense daar buite moet gaan preek nie, maar ons moet hulle raak leef. Ons moet daar buite verskil maak aan iemand daar buite, wat dit wat ons het, is genoeg om ander mense se lewens te red en vir ander mense te bid. En ons is baie keer skaam. Ek weet as 'n jong man, as hulle gesê het, jy moet, hoorie, bid vir my. Ek gaan, ja nee, ons sal vir jou bid. Ek het in jou gedink in hierdie tyd. Kan ek gou vir jou sê, nêrens in die Bybel het ek ooit gelees dat iemand gesond word as jy hom dink nie. Dis maar net 'n manier hoe jy skuldig voel en vir ou sê, ja, ek het in jou gedink in hierdie moeilike tye. Wie wat sê hierdie woord, ons moet vir mekaar bid. En dis een ding wat ons kan doen. Baie mense is skaam. Ek onthou een keer by 'n mannekamp was daar 'n ou, en ons het die heel voorste ou in die ry by die kos gevra, sê jy sommer vir ons bid, kon hy nie bid nie. Hy was al in sy jare gewees en hy kon nie bid nie. Hy was te bang of te skaam het hy verkeerd bid. Of baie keer het ons baie mense hierdie rympie wat hulle bid, seën vir Here die kos wat ons nou gaan geniet. Hulle het dit geleer by hulle onderwysers of by hulle paas, maar ek dink nie regtig hulle weet wat hulle sê nie. Bid is 'n gesprek tussen jou en die Here. 'n Versoeningsgesprek, 'n dankbare gesprek. En as jy nie kan bid nie, beste ding is net om die oë toe te maak en dankie vir die Here te sê, want hy ken jou hart. Jy kan nie die Here met jou gevleelde woorde, kan jy nou draai en jy kan sy kop swaai omdat jy die beste woorde ken nie. Nee, hy sê voordat jy bid het ek al reeds geweet wat jy nodig het. So, om te bid beteken, ek submit, ek glo in die Here wat ek nie kan sien nie, maar ek praat met hom asof ek hom sien. Want hy wil so graag jou stem hoor. Hy wil so graag hoor, wat dink jy van hierdie mooie natuur wat hy vir jou gemaak het? Hy wil so graag hoor, wat dink jy van hierdie ou liggaam vir jou wat nog so lank hou, en wat eintlik nog soveel dinge het om te doen? Praat met die Here, want hy wil graag na jou luister, en hy wil ook met jou praat deur sy woord. Nou vanmôre gaan ek vir jou verskoning, 'n stukkie lees uit Romeine 1 uit. Romeine 1 vers 16. En hierdie is, nou gaan ek jou so bietjie aan die gesig vat, want ek weet ouens sê, ek is nie daai tipe ou wat dit kan doen nie. Ek kan nie net oor die Here praat. Jy sien, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek het al gesien op kampe. Oomblik as 'n ou 'n kamp by die Here uitkom, die eerste wat hy doen, hy praat, hy begin getuig. En hier kom hy. Ek gaan dit vir jou lees. Romeine 1 vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo. Eerstens die Jood en ook vir die Griek. Dit beteken, dis 'n krag wat ons het. Jy het daai substansie, jy het daai inligting. En wie wat, eendag iemand gesê, go and preach the gospel, and if necessary use words. Baie keer is jou lewe, jou vriendelikheid, dit wat jy doen, is dalk jou grootste preek. En dis eintlik waarvan ek praat. Mense wil nie meer by Christene storieetjies hoor nie. Ja, nee, jy preek vir almal, maar kyk 'n bietjie dit en jy kyk 'n bietjie dit. Ja, hulle sê dit baie vir my, en ons maak almal foute. Ek maak die meeste van almal. Maar ek gaan aan. Ek het 'n opdrag op aarde. Want jy sien, daar's mense wat God in jou lewe by jou plaas. In jou werk, oral om jou. Jou tuinjong, hy's daar geplaas vir 'n rede. Jy's geplaas by Pick n Pay, daar by die til vir 'n rede. Om net deur jou vriendelikheid, net deur wat jy doen, kan mense se lewens verander. Nie deur wat jy preek nie. En hier staan dit, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus. En jy sien, baie keer maak die duiwel, omdat jy voel, jy het al baie foute gemaak, dat jy kan nie daaroor praat nie. Een gebed kan net sê, Here, ek is jammer vir alles wat ek gedoen het. En die duiwel kan niks meer teen jou nie. Want as jy vergifnis het, wie kan teen jou wees? Wie kan teen jou praat? As jy jouself vergewe het, jy het ander mense vergewe, hulle het jou vergewe, wie kan iets van jou sê? Dan is jou hart skoon mos vir die Here. So vanmôre wil ek jou uitdaag.
Hier is die skrif, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Weet jy, daar is 'n skrif wat nogal baie hard is, en hy sê, as jy jou gaan skaam voor mense, gaan ek eendag voor die engele, gaan ek my voor jou skaam. Wauw, harde woorde, ne? Nou goed, Dawie kan nie preek nie, hoef nie te preek nie. Gaan wees net Jesus vir iemand. Jy is dalk die laaste iemand wat ooit iemand sal sien. Beste manier is maar net deur jou lewe. Kom ek bid vir jou vandag. Dankie Here vir die liefde. Dankie dat U goed is vir ons. Here, ons almal bely, ons maak foute. Ja Here, ons faal elke dag. Vergewe ons. Here, help ons dat ons nie ons sal skaam vir die evangelie nie. Want dit is 'n reddende krag, Here. Daar's so baie gebroke mense daar buite. Daar's so baie mense in hierdie land vir wie ons nog moet bid, Here. Help ons, Here. Vergewe ons, Here. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geesvervulde, fantastiese dag hê. En mag jy hierdie dag dalk net een persoon raak leef. Net een persoon, is goed genoeg. Miskien is daai persoon die volgende persoon wat die wêreld gaan verander. Weet, verseker dat jou beste voor lê en weet dat Jesus jou baie liefhet. Totsiens, tot 'n volgende keer.